familie en vriende. Ons wil vir almal van julle baie dankie sê, ook vir julle teenwoordigheid, ook hier vanmiddag. En mag die Here ook elkeen van ons in besonder ook vashou en ondersteun en ook dra. In besonder gaan ons harte ook uit na julle as 'n familie. En my gebed is werklik, Anton en Mariaan, dat die Here julle regtig ook net sal styf vashou en julle sal dra en julle ook die krag sal gee. En dan wil ek ook welkom sê, hulle kan nou nie hier wees nie, maar hulle skakel online in ook by vanmiddag se diens vir Jaco en Roan. En ons wil vir hulle twee ook baie dankie sê, ook dat hulle op so wyse ook deel is ook van vanmiddag se verrigtinge. Toe ek met Roan gepraat het gister, was daar die hart maar baie seer en ek kon sommer hoor hy sou baie graag hier wou gewees het. So ons is dankbaar dat ons ook vir julle twee kan insluit ook daarby. Wat ook die gebruik is na vanmiddag se diens, sal Wilna dit op die hele diens op YouTube laai en dan vir julle die link stuur. So enigeen kan later enige tyd ook inskakel dan ook op die YouTube link. En mag die Here ook net vanmiddag hierdie gedeelte wat Anton vir my deurgegee het, is so kosbare gedeelte, en mag dit vanmiddag vir almal van ons ook net troos, dat ons net sal weet, God is hier, en dat hy ook vanmiddag verheerlik word. As ek aan Tannie Ria dink, dan dink ek aan iemand wat regtig die Here baie lief gehad het, wat 'n baie lang pad gestap het ook in die gemeentes en 'n groot rol ook gespeel het. En ons is hartseer vandag om ook van haar ook so afskeid te neem. Maar ons weet waar sy is. En ek dink dis ons troos vanmiddag. As daar nou een is wat ek weet wat by die Here is, dan is dit sy. As mens daar gekuier het, het mens altyd weggestap daar so tussen haar en Anton net so ietsie om te eet of 'n bederfie wat ek altyd kon huis toe vat. So dis vir my 'n groot eer en voorreg om dit ook vanmiddag te kan doen. So kom ons word nou stil voor die Here en dan gee ons 'n paar oomblikke ook van stil gebed. Here, U is ons hoop. U is ons vreugde. U is ons sekerheid. Ook in 'n tyd soos hierdie, 'n tyd van afskeid neem, totsiens sê, van hartseer, maar tog ook 'n stuk vrede. Word U dan net ook vanmiddag hier verheerlik. In Jesus se naam. Amen. Geliefdes, ek groet julle genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Ek wil graag ook vanmiddag die begrafnisbrief voorlees, soos wat julle dit ook daar gekry het en by julle het, 'n liefdevolle herinnering aan Maria Johanna Swarts, gebore 31 Mei 1941 en oorlede 23 September 2025. Dit was die wil van God om op 23 September 2025 tot hoër diens te neem ons geliefde Ria, in die ouderdom van 84 jaar, 3 maande en 23 dae. Ons almal wat agterbly, dank die Here vir die jare wat sy aan ons gegee was. Sy het blymoedig die stryd gestry. Sy het die wedloop voleindig. Sy het die geloof behou. Daarom treur ons nie asof daar geen hoop is nie, want ons weet dat niks ons kan skei van die liefde van Christus nie. Job 5:26 sê,
Jy sal op rype ouderdom die graf ingaan, soos 'n ger wat op sy tyd na die dorsvloer gebring word. Haar heengaan word die betreur deur haar seun, Anton Swart dogter, Mariaan Wilken, skoonseun Jaco Wilken en kleinseun Roan van Staden. Ons het geen groter troos vanmiddag as om te weet dat die Here is ons herder. So kom ons staan en dan sing ons met die backtrack, sing ons dan ons eerste lied vanmiddag, die Here is my herder. Ons skriflesing vanmiddag kry ons in Handelinge hoofstuk 2. Handelinge hoofstuk 2, daar vers 25 tot en met vers 28. Interessant van hierdie gedeelte is dat dit 'n psalm is wat aangehaal is, Psalm 16, wat ons ook kan lees daar in die psalmboek, wat Petrus hier gebruik in sy bekende boodskap, om ook aan te sluit by daardie verwagting van wat die Here ook vir ons kom doen het. So Handelinge 2, lees ek vir ons daar, van hom sê Dawid, ek het die Here altyd voor oë. Hy is aan my regterhand, ek sal nie wankel nie. Daarom is my hart bly en my tong jubel. Ja meer, ek het die verwagting dat my liggaam sal lewe. Want u sal my nie aan die doderyk oorlaat nie. U sal nie toelaat dat u troue dienaar vergaan nie.
U het my die paaie van die lewe geleer. U teenwoordigheid sal my met vreugde kom vul. Petrus gebruik hierdie gedeelte of hierdie psalm as deel van die baie bekende Pinksterpreek van hom. En ons weet ook hoeveel mense daardie dag tot bekering gekom het met hierdie preek. En hier verwys hy terug na die Ou Testament en na Dawid. As 'n mens ooit wonder of die Ou Testament praat oor Christus, dan is dit juis hierdie psalm wat kom sê, natuurlik is die Ou Testament so vol van Christus en die vooruitwysing na Christus, dat ons iets hier beleef in hierdie psalm van 'n Dawid wat vooruit kyk en vooruit sien na Christus. So hy het vooruit gekyk na Christus. So hierdie psalm vorm dan ook 'n profesie oor Christus se koms na hierdie wêreld. Maar kan jy indink, Dawid, hoeveel eeue voor Christus, en ek en jy vandag, vir ons is dit nie iets om na uit te sien nie, want ons het dit reeds. Ons kyk terug na dit wat gebeur het daar in Jerusalem. So hierdie is vir ons daardie sekerheid. Christus se dood en sy opstanding is vir ons absoluut 'n werklikheid. Ons kan vir onsself dan afvra, wat is die kernvraag van hierdie gedeelte? Wat is dit wat Dawid juis ook vir ons probeer gee? En dit is, hoe bring die opgestane Christus ons vaste hoop, blydskap en sekerheid? Want dit is wat Petrus, wanneer hy hier preek, juis vir daardie mense wil kom sê, die opgestane Christus is ons hoop, ons vreugde en ons sekerheid. Ons hoef daaraan nie te twyfel nie. Hoe kan Dawid dit sê? Daar in vers 25 sê hy, ek het die Here altyd voor my oë gesien. Ons weet, Dawid het ook sy foute gemaak, maar ons weet ook dat Dawid in 'n bewuste teenwoordigheid van God geleef het. Na die tyd verwys God ook na Dawid as sy kind, as die een wat hy baie lief gehad het en met wie hy kon praat. Dawid het in daardie intieme verhouding wat hy met God gehad het, was hy, sê hy hierso, was hy elke oomblik in 'n bewuste teenwoordigheid van God. Vir Jesus weet ons ook in sy tyd hier op aarde, was sy Vader elke oomblik by hom, en hy het nooit die plan van sy Vader uit die oog verloor nie. Jesus het geweet waarom hy moes kom. Jesus het geweet sy koms na hierdie wêreld is die vervulling van dit wat God alreeds beloof het. Ook aan Dawid. Daarom, as ons dink aan sy worstelstryd daar in die tuin van Getsemane, waar hy bid, Vader, laat hierdie beker verby my gaan, maar dan sê hy, maar nie my wil nie, maar u wil geskied, want hy het geweet, hy is God se plan vir die wêreld. Hy het geweet, hy is die hoop vir hierdie stikkende, gebroke wêreld. Daarom was hy bereid om hierdie pad te loop. Maar hierdie nabyheid van die Here, vriende, kom sê ook vir jou en vir my, dat die Here se nabyheid ook by elke een van ons is vandag.
As 'n mens 'n oomblik terugkyk, Dawid het die nabyheid van God beleef. Jesus in sy tyd hier op aarde het hy naby ook aan sy Vader geleef. Maar die Here kom dan sê hy, maar sy nabyheid is ook hier. 2000 jaar na Christus kan ek en jy vandag vashou aan die wete, ons is by God en God is by ons. As ons dink aan Psalm 23, die Here is my herder, wat ons ook gesing het, is daar die lied juis, al gaan ek deur donker dieptes, die ou vertaling sê doodskadu wees, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. Daar in die donkerste van donker tye, ja ook in doodskadu wees, hoef ek nie te vrees nie, want U is by my, in U hande is ek veilig. Daarom, vir elkeen van ons wat hierna luister, kom God vandag en hy sê, hy is by ons. Mariaan en Anton, daar die sekerheid, dat die Here ook julle gaan dra, want in sy teenwoordigheid, kan julle ook daar die vrede vind. Dan kom die skrywer, ou Dawid, dan sê hy, daarom is my hart bly, ook my vlees sal in hoop rus. Is dit nie kosbaar nie? Daarom is my hart bly. Die blydskap waarvan Dawid hier praat, spruit uit die sekerheid wat hy in God het. Ons as gemeente het hierdie afgelope tyd deur die boek Prediker gegaan en dit wat ons gelees het daar was, dat in alles kan mens jou vreugde en jou vrede gaan soek, maar alles is te vergeefs, alles is niks. Die enigste plek, die enigste troos wat ons het, en die enigste vreugde wat ons het, is daai vreugde en sekerheid wat ons by God het. Vir Jesus was die opstanding nie onseker nie. Hy het sy lewe neergelê, maar hy het ook die sekerheid gehad dat God die Vader sou hom opwek op die derde dag. Sien julle daar die stuk vertroue ook van Jesus, die Seun van God, daar die wete, ek kan my lewe neerlê, ek kan sterf aan daardie kruis, want ek weet, my hemelse Pa, hemelse Vader, sal my opwek uit die dood. Wat 'n stuk sekerheid ook vir jou en vir my. En Paulus maak geweldig baie daarvan. Hy sê, so seker as wat Christus gesterf het en uit die dood uit opgewek het, so seker sal ek en jy ook die dag wanneer ons sterwe ook opstaan in die lewe. 'n Sekerheid. Want ons het daardie sekerheid op grond van dit wat Jesus vir ons kom doen het. Dit is die belofte van die liggaamlike hoop. Dat wanneer ek en jy sterf, ons by Jesus gaan wees, vir ewig, en wanneer hy weer gaan kom, dat ons ook die verheerlikte liggaam gaan ontvang. Jesus se dood en opstanding is die sekerheid vir jou en vir my. In vers 27 sê hy, U sal my siel nie in die doderyk verlaat nie. Dawid is self in die graf, maar sy woorde wys verder, en dis wat Petrus ook hier kom beklemtoon, dat in Jesus is hierdie sekerheid van Dawid ook vervul. Al is ek in die graf, al sterwe ek, al is my lewe hier op 'n einde. Die prediker sê, dis daardie gelykmaker, almal van ons gaan sterf. Ons kan dit nie wegwens nie. Dis 'n realiteit. Maar Dawid sê hierso, al is ek in die graf, U sal my siel nie los nie. Petrus beklemtoon
dat Jesus opgestaan het. Dat hy die dood en die graf oorwin het. Dat hy daar opgestaan het met daardie verheerlikte liggaam. Hy wat as eersteling opgestaan het, kan ek en jy vandag weet dat ons ook so eendag die verheerlikte liggaam sal ontvang. Die opstanding van Christus is die hart van die evangelie. Ek weet ons is besig om baie vinnig na Kersfees toe te gaan, die geboorte van Christus. Ons maak baie ook van Paasnaweek, Jesus se kruisiging, en dit is alles belangrik. Maar kan ek vandag vir julle sê, as Jesus nie opgestaan het nie, was daar geen hoop vir ons. Dan was alles te vergeefs. Daardie Sondagmôre, daardie leë graf, is dit wat vir jou en vir my lewe spreek. Die simbool van die kruis wys op die dood. Maar die leë graf, 'n steen wat weggerol is, wys vir ons daar's lewe. Daarom kan ons ook vandag die vreugde en die blydskap ook ervaar. Hierdie gedeelte wil vir ons kom leer. Jesus is die vervulling van al die beloftes en die profesieë, ook van die Ou Testament, ook van dit wat Dawid hier geskryf het. Jesus is die boodskap. Jesus is die evangelie. Jesus is die hoop vir die wêreld. Ons lees in Efesiërs 1 dat God het reeds voor die grondlegging van die wêreld alreeds sy verlossingsplan in plek gehad. In daardie verlossingsplan lees ons, het hy aan ons kom bekend maak in sy seun Jesus Christus. Jesus is lewe. Maar hierdie gedeelte sê ook vir ons, die toekoms is nie onseker nie. Ons weet, daar is lewe na die dood. Ons weet dit. Want die graf is leeg. En Jesus het opgevaar en hy het gesê, ek gaan hom vir julle plek gereed te maak. Daar is lewe na die dood. Ons gaan eendag ook die verheerlikte liggaam ontvang. Daarom kan ons nou reeds, en dit is wat hy sê, daarom kan ons nou reeds jubel en sing en juig. Ook by die totsiens sê van 'n geliefde. Ja, want al is ons hartseer vandag oor Tannie Ria wat nie meer hier is nie, weet ons, hierdie psalm het vir haar 'n werklikheid geword. Hierdie gedeelte in Handelinge het vir haar in haar eie lewe nie net meer 'n belofte nie, maar 'n realiteit geword. Vriende en familie en ons wat agter is, ons wat nog hier sit vandag, weet jy die wonder is, ons het nog 'n kans. Want die een ding wat ons weet is dat wanneer ons sterwe, dan is daar geen tweede kanse meer nie. Dan is die tyd verby. Ons het nog 'n kans om seker te maak of hierdie hoop ook ons hoop is. Hierdie sekerheid ook ons
sekerheid. Is dit wat jy leef? Is dit wat jy uitstraal uit jou lewe? Die hoop, die vreugde en die sekerheid wat die opgestane Christus ook vir jou bring. As ons dink aan dit wat in die Ria uitgestraal het, en daardie sekerheid, daardie geloof en vertroue ook in die Here, is my gebed vandag, dat dit ook van elkeen van ons waar sal wees. Dat mense ook van ons kan sê, ek kon Jesus in hom of haar raak sien. Sal ons, of kan ons kleinkinders ook eendag sê, soos wat Roan gisterand vir my gesê het, oom, ek weet, sy die Here baie lief gehad. Ek kon dit sien in haar. Dis die hoop. Dis wat ons moet leef. En dis die troos wat ons vir ons familie kan los. Ek dink die grootste erfporsie wat jy vir jou kinders kan los is nie geld of besittings nie, nee, glad nie. Maar is dat hulle kan weet dat jy of dat hy of sy by die Here is. Dis wat ons kinders wil weet. Om te weet vandag ons huil, maar dis nie die einde. Dis die grootste geskenk. As hulle kan weet, hulle ouers is by die Here. Mag dit ook jou nalatenskap wees. Mag mense ook in jou lewe, aan die einde jou familie, ook kan sê, ek weet, waar ma of ouma ook vandag is. Dawid skryf, ek het die Here altyd voor oë. Hy is aan my regterhand om my vas te hou. Ek sal nie wankel nie. Daarom is my hart bly en my tong jubel. Amen. Dierbare Vader, wat 'n stuk belydenis van Dawid net nie. Om vandag eerlik te kan sê, ek lewe in 'n noue, intieme gemeenskap met die Vader. Ek het sekerheid, ek het hoop, ek het blydskap, want ek weet, die dood is nie die einde. Ja, dis die einde van 'n aardse, fisiese liggaam. Maar dis die begin van 'n ewigheid. Dankie Jesus dat U opgestaan het en dat U opstanding juis ons hoop en vreugde en blydskap is. Maar dankie dat U nie net opgestaan het, maar dat U ook opgevaar het om vir ons te gaan plek voorberei en op U tyd kom U elkeen van ons haal, soos wat U ook vir tannie Ria kom haal het. Om ook by U te wees, om ons plekkie daarbo
ons intrek te neem. Dankie vir u liefde en u genade. Here, maar ons wil ook vandag as gemeente kom bid, vir Anton en vir Mariaan en vir Jaco en vir Roan. Here, dat u ook vir hulle, wat 'n geliefde afgestaan het, al weet hulle waar sy is, bly die seer en die verlange altyd daar, daardie gemis, mag u ook vir hulle ook kom troos in u liefde. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Anton het net vir my gevra om ook net die bedankings te doen en daar is 'n paar wat hulle wil bedank, die hospitaal, die private hospitaal, ook die step down waar sy was by Hildrop, die wyse waarop hulle ook na gekyk het en ook versorg het, maar ook almal naby aan hulle familie en vriende wat regtig ook na hulle uitgereik het en ook hulle ondersteun het en bygestaan het. Vir elkeen van julle wil hulle ook baie dankie sê. Ook vir die susters met die regmaak ook van die verversings na die tyd. Daarom nooi ek julle ook sommer uit, wanneer ons klaar hier en afgesluit het, wil ek jy uitnooi om sommer direk deur daardie deur te beweeg, ook daar na die saal toe, waar u ook welkom is om ietsie saam te eet en te drink. So baie dankie ook vir die vrouens daarvoor, en dankie ook vir Afkop, vir al die reëlings en die wyse waarop hulle dit dan nou ook hanteer het. En namens ons gemeente wil ons ook net vir julle twee ook net sê, ons dink aan julle en ons bid vir julle, en dat die Here ook vir julle die krag sal gee. Kom ons sluit af met 'n laaste lied, en dit is so kosbaar, en ek nou, almal is so lief vir hierdie lied, en dit was een van haar gunstelinge. Gaan dan heen, gaan in vrede. Want dis wat hierdie boodskap bring. Ons kan heen gaan, ons kan oorgaan na 'n nuwe lewe, want die Here is by ons in sy vrede. Kom ons sing daardie pragtige lied. Thank you.
Die Here sê vandag vir jou en vir my, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onze Vader, en die gemeenskap met die Heilige Gees, met ons elkeen wees en bly. Amen. Baie dankie, julle is welkom om uit te beweeg.